En soos ons instap in die huis en toe sê sy vir ons, maar julle moet baie konsentreer en almal wat lag moet uitgaan. Hulle kan nie deel wees van die speletjie nie. Weet toe ons in die vertrek inkom, toe lê daar 'n groot volwasse man. As ek nou moet terugdink, dan skat ek, hy was so in sy 30's, maar ek is nie presies seker nie. Op die grond, maar hy het glad nie met ons gepraat of oogkontak gemaak nie, sy oë was toe. En ek kan nie onthou of sy die gordyne toegetrek het, en of dit reeds donker was nie. Maar my sussie het begin lag, en dit was vir haar baie weird, al sulke goeters, en toe sy en al die kinders wat gelag het uit, en op die ou ene is ek die jongste wat agtergebly het van al die kinders, en almal het hulle goeders gesê en gedoen, en as die jongste moet jy nou maar wag tot laaste, en toe dit uiteindelik my beurt is, en die een kon dit regkry nie, en jy weet mos daai ding van, ek gaan dit regkry. Ja. En toe ek die hele tyd vir myself sê, maar ek gaan dit regkry, en toe ek in die hoof sit, en ek die ding moet doen wat ek vandag weet, is 'n ritueel, toe ek klaar is, toe begin hierdie man in my kindergemoed op te styg. Vandag weet ek, dis levitasie, maar ek meen daai tyd het ek nie 'n cooking clue gehad, ek sien net hierdie oom begin opstyg, 10 minute tot teen die plafon. En toe is ek net baie impressed met myself. Jy kan dink 'n dogtertjie van 9 en sulke goed, en weet jy, toe was dit net vir my wow om terug te gaan, en ek het nie 'n idee gehad ek is besig met die bose nie. En dit is eintlik hoekom ek so opgewonde is om die onderhoud met julle te hê, omdat mense nie dink hierdie goed is regtig nie, en omdat ons nie besef baie keer ons is met die bose besig, terwyl ons met hierdie goed besig is nie. So ek kan onthou, soos wat ek vandag is, al die mense wat so was, het my geïrriteer, grensloos, want ek het gedink, ag, hoe is dit moontlik vir iemand om so goed te wees? Dit was vir my net belaglik, as iemand sou praat van goed wees, en om 'n kind van Jesus te wees. Ek sou mense in hulle gesig gespoeg het, ek sou die Bybel opgeskeer het, ek het regtig, dit was vir my net so belaglik, want ek kon my nie in dit indink, dat dit regtig moontlik was nie. Jy word so deur Satan, wil ek sê, gebreinspoel. En onthou, dit was sonder covens, dit was sonder menslike input, dat my brein en my denke al so verrot geword het. Voordat ek met die demone nog te doen gekry het, was daar 'n insident waar ons in die tuin gewerk het, en ek het opdragte vir almal gegee. Almal was vir my asof hulle my slawe is in aanhalingstekens. As ek iets sê, dan moet jy dit doen. En al die kinders was bang vir my. Ek het hulle met messe gedreig, en ek het vicious goed gedoen. En ek sê vir my sussie om vir my te gaan koeldrank ingooi, en sy weier toe. En toe dink ek, okay, as jy nie vir my wil gaan koeldrank haal nie, dan kan jy nou maar die res van jou lewe in die tuin staan, soos 'n standbeeld. En ek kan onthou dat ek die besluit geneem om die tuinvurk te vat. Maar ek het my hand uitgesteek, maar voordat ek die tuinvurk gevat het, tot vandag toe kan ek dit nie onthou nie. Ek kan eers onthou waar my pa, dink ek seker by die 15de hou getrek het, wat hy vir my pak slaag gegee het. So die hele tydperk waar ek die optrede uitgevoer het, kan ek nie onthou nie. So Wat het jy gedoen? Ek het die vurk gevat en deur haar voet gesteek en haar vasgepen in die tuin. So ek het nog beheer gehad tot ek die besluit geneem het. Maar nadat ek in my persoon die besluit geneem het, het die demone eers die reg gehad om in my sielsdimensie, my denke en my wil oor te neem. Ek het maar net van erger na erger toe gegaan. Daar's nie, ek kan nou klomp gory slegte goeders vir jou opnoem, en dit is nie waaroor dit hierso gaan nie. Ek was sonder die Here, ek het onbeheerbaar geraak, vir onderwysers, vir my ouers, vir ander volwassenes. Die kerk sit vol mense wat wedergebore is, wat sy gees in hulle het, maar hulle leef nie uit sy gees uit nie. Hulle maak sy genade en sy bloed goedkoop. As ons in ons sielsdimensie strangles het van die bose, en ons leef nie uit die gees van God uit met 'n wilsbesluit nie, dan is ons besig om Satan te volg. Dan vloek ons, dan is ons onbeheers, dan steel ons en al daai goed, al het ons die gees van God. En dit is hoekom God in Romeine 8 vers 14 sê, slegs die wat hulle laat lei deur die gees van God, is regtig kinders van God. Satan is nie hierdie verskriklike gory ding, die groot ding waarmee Satan werk is ons gedagtes. En hoe gouer ons, en ek dink God se kinders, wat nie uit sy gees uitleef nie, dryf baie mense weg van hom af, as gevolg van hulle verkeerde optredes, wat uit hulle vlees uit is, maar hulle dra die naam Christen. Daar's 2 koninkryke. Ons as mense is nie 'n derde koninkryk nie. Die skrif sê in Korintiërs, dat ons nie in staat is om iets te bedink, asof dit uit onsself uitkom nie. So, het kom af uit lig of uit duisternis uit.
So ons het as mens die keuse wat entertain ons in ons gedagtes, van lig of van duisternis. Ons moet ons gedagtes gevange neem en aan Christus gehoorsaam maak. En as kinders van die Here dit nie doen nie, leef hulle nie uit die gees uit nie, en is hulle net so oop vir die werking van die bose in hulle sielsdimensie, as ouens wat glad nie eers die Here ken nie.